Blikkiesdorp se meisie, ek is lief vir jou. Blikkiesdorp se meisie, môre gaan ons trou. My hart die klop van liefde, liefde net vir jou. Blikkiesdorp se meisie, môre gaan ons trou. Daarom die koner, die straat se koner, saam met die bruilofsvaart. Daarom die koner, die straat se koner, saam met die bruilofsvaart. Jou ouderlier, jou roosblom, ek is lief vir jou. Kyk die beringbompie, ek is lief vir jou. Geef vir my die ja-woord wil ek hê. As jy my ook lief het, dan moet jy nader lê. Daarom die koning. My man het vir Jacques du Plessis doodgemaak. Wie geweet? Waarom vertel jy dit nie vir die polisie? Oh, jy ken nog nie die indruk. Hy het op 'n baie beskaafde manier gedoen. Met een telefoon. Charles Breed se pak slaaf is die wreedaardigste aanranding wat ek of jy nog gesien het. Die vrou van die welsyn sê nie so nie. Maar ek kan sien sy dink dit. En jy het haar oorreed dat dit nie so ernstig is. So jy het een keer vir Breed beskerm. En ek wil weet waaroor. Lex. Lex, hoe kreeg jy my? Ek wil met jou praat, Willem sê. Ek wil hier met jou hele laster saak. Die ding begin donderdag. Hallo? Ja, Osie, ek soek jou man. Het jy Gazette gelees? Ja, die persraad het ons skuldig bevind oor daai hondestorie. Ja man. Nee, ek dink ons moet by mekaar kom. Maar ek dink Breed gaan die ding gebruik as 'n stok om te bewys dat die Gazette moedwillig en onbetroubaar is. Ja. Ja, vanaand. Goed. Ek sal maar vir Helene aansê om die stadsraad en die ander klein goedjies te doen. Is jammer dan Gertie het weggeloop. Het jy al reaksie gekry op haar advertensies? Ja nee, 10. Maar 9 is lelik en 1 is dom, meneer. Hulle sal nie aan Gertie se werk van doen nie. Ons moet maar probeer plets. Ek gaan nie vir Tangertie lek om terug te kom nie. Hoor hierso. Ken jy daai van Vierenhou van die rugbyklub? Meneer bedoel die voorsitter? Ja, natuurlijk meneer. Hoe goed? As meneer nou bedoel, drink ons saam dan... Ja, maar so nou en dan. Quintus Stoffberg het Saterdag sy rugby geskryf. Het hy van Vieren moeilikheid gehad? Ag, nie eintlik nie, meneer. Maar ou van Vieren is mos altyd skuins as die Gazette die rugbyklub die interesseer, maar is so erg nie. Dis nie by Saterdag se wedstryd. Ja, meneer. Meneer, gesien wat gebeur het? Hulle het 4 van ons ouens afgejaag. Maar wat ek wil weet is of van Vieren en Quintus moeilikheid gehad. Nie so ver ek nie. Dis 'n bietjie hier. Heng, meneer. Jy kan dit weer sê. Kan jy aan enige rede dink hoekom die rugbyklub ons hulle terrein sou wou verbied? Nee, meneer. Maar hulle gee ook eers 'n rede hier of niks. Is jy seker Quintus en van Vieren het nie vasgesit nie? Ek sal nou nie sweer, meneer, maar nie so ver ek weet. Bel vir Quintus, vra hom. Anders gaan ek na van Vieren toe. Hierdie hele ding reik vir my na Breed. Maar ek wil seker wees. Reg, meneer. Lucas, ek het jou brief gekry. Ja, nou waar jy seker hoekom, né? En natuurlijk. Jy weet, jy het jare van ons verspeel, Dries. Het is makkelijk om hier op die kantlijn te staan en te kritiseer, of daar op die veld aangaan.
En daar, waar in die skram, wees daar die skram op die achterlijn, dat is helemaal een andere story. Tussentijd dat jij journalist geworden. Je het gewoon vergeet van al die zweet en die bloed en die tranen waarop je veld aangaat. Wat bedoel je, Lucas, nou daarmee? Ik zeg zelf wat het doen. Dat is mensen wat doen. En dat is de andere mensen wat schrijven voor wat mensen doen. En als daar niet mensen is, dat doen niet. Dan kun je leven bestaan maken. Die jullie zijn parasieten. Het leven van andere mensen is goed. Die jullie bestaan gaan verder. Lucas. Je raakt nou onbillig. Zeg maar eerder recht uit wat ze aan die gang. Ik zeg zelf wat het is. Ons bestuur het besluit ons nog net mooi genoeg gehad van hierdie gezetsafbrekerij. En zaterdag de wedstrijd is die laatste strooi. In plaats dat jullie op jullie opschrift schrijft, dorpspan wint in Warmbad met 4 man kort. Nee, wat schrijf jullie? 4 man van dorpspan afgejaagd. Is dat nou niet? Sensatie om te impliceren dat ons nu op die veld kan gedragen. En dan ga je nog bovenop en je adverteren op jullie plakkaten bij elke café, die hele story. Maar nu een wereld om Lucas en jullie zelf nou zo ontstel door zo'n nietigheid. Jullie zijn jullie dien sport. En jullie zijn die meisjes waar die koring verneel. Jullie is destructief. En ons nou oor genoeg daarvan gaat. Lucas Hendrik breed dien op jullie raad. Het hy enigste iets te doen gehad met die besluit? Jij nou insinueer dat breed ons manipuleren of wat? Ik zeg het is een bestuursbesluit. Ja, op wie se voorstel? Dat het niks met jou doet. Lucas, hierdie gronde, die julle geld destijds gesoek het, en gaan aanklop het by 'n negatiewe stadsraad. Wie het julle gesteun, deur dik en dun? Die Gazette. Dit was die Gazette wat die lewe vir die stadsraad moeilik gemaak het. Dan kan jy onthou, toe jy die toespraak gemaak het, met die opening van die veld. Kan jy onthou dat jy Gazette bedank het vir sy hulp en bystand, of het jy het al vergeet? Dat was het verander. Sal jy omgee as ek by julle volgende bestuursvergadering die Gazette se saak omstel? Sal jy helpen? Hoekom? Omdat Breed daar gaan sit? Ik zeg jou, Breed heeft niks met die zaak te doen, hè. Kom Lucas, ek weet Hendrik Breed gee julle honderde rande elke jaar. Ek neem julle nie kwalijk as julle na hom luister nie, maar ek dink hierdie besluit wat julle nou geneem het is 'n bietjie kortsigtig. Ja, ik zal kijken wat ik kan doen, maar ik kan niks beloven. Julle kan ons nie verhoed om te skryf oor die wedstryde nie, oom Lucas. Al moet ons oor die draad loer. Dan gaan ons skryf daaroor. En so objektief soos altyd. Dink maar 'n bietjie daaroor. Wat soek julle nog al hier? Ik zeg, wat wil jullie hê? Ons het mensen doen voor die werk. Werk? Wat is werk? Hier is niet werk nie. Maar dat was in die courant, een groot advertentie. O, dit was de drukfout. Nou kun je al maar loop. Hier is niet een speelplek voor kinders nie. Maar wat van die advertentie in die courant? Wagtig, nie nog een verstrein. Ik sê ons, loop nou maar. Jy kon hulle daarom op 'n mooier manier in die pad gesteek het, Bertie. En jy was Sam Norke, want ek my mond stil gehou en skaamte om my sommer hier so uit te wil stoot. Asof ek niks is nie. Ek sal my skaam. Ja, ek het jou nie uitgestoot nie. In die eerste plek is jy het self geloop en in die tweede plek is nie ek wat daai advertensie in die koerant gesit het nie, is Winterbag. En in die derde plek, Winterbag. Ek kon dink dis 'n komplot. Waar is jou das? Jy ken my regulasies, Norke. Jy word nie slonsigheid toegelaat nie, Gazette. Die Gazette? Oom meneer Versteeg. Ag, ek is jammer, meneer Winterbag is nie op die oomblik hier nie. 5 uur. Goed meneer, ek sal vir hom sê. Dat was die stadsklerk en ek klink glad nie te
nie man, nou sal ons. Middag, meneer. Hallo mens. Hey magtig van Gertie, welkom terug. Moenie praat asof ek weg was nie. Mens kan nie eens bietjie by die huis bly met griep nie. Dan word jou werk geadverteer in die koerant. Voel so vernederd, so gekleineerd. Ek is verskriklik jammer dan Gertie. Dit was 'n drukfout. Ek sal met Swanie gaan praat. Meneer Versteeg het gebel, hy vra of meneer 5 dae kan wees. En dat glo moeilikheid met die verteenwoordiger van die Gazette in die raadsaal. Ek kon dit gedink het. Breed het mos vir my gesê hy gaan dit vir my moeilik maak. Sam, ek het gereël met die Anderson drukpers in Johannesburg vir Saterdag se uitgawe. Jy sê maar jou bladsye daar moet gaan opmaak. Hulle is baie behulpsaam. Oor 'n week het ons 'n telex-masjien en dan is die probleme verby. Jong meneer, dit gaan lol. Jy weet, ons Swanie het al ons blokke en die goed is van lood en hulle is so swaar, jy weet hoe swaar is dit. Jy sal met vragte aanreis moet. Klaar gereël. Meneer Winterbach, as jy 5 uur by meneer Versteeg wil wees, sê jy moet begin afstap. Hy kan dit. Dit doen my hart goed om weer iemand te hê wat vir my sê wat om te doen. Ek het jou regtig gemis. Skat, jy's op pad daar na die stadskerk toe. Jy weet eintlik kan ek vir jou al sê wat jy wil weet. Wonderbaar. Jou koerant is die raadsaal belet. Ons het alle amptenare opdrag gegee om geen inligting aan die Gazette te verskaf nie. Jy gewaarsku, jy soek moeilikheid met verkeerde ou. Man, jy kry soos aan en jy lyk soos ene verskoning. Ek hoor jy daai briefie van die rugbyklub ook gekry. Daar's natuurlik nog so een of twee briefies op pad na jou, né? Breed. Jy is nie die eerste persoon wat op so 'n manier 'n koerant probeer toemaak nie. Gaan ook die laaste keer wees. Dit het nog nooit gewerk nie. Ons sal sien. Hoorie, hoe sit dit rukkie? Ek hoop julle gaan 'n beriggie maak in verband met die mosie van vertroue wat die raad aan my aanvaar het na laasweek se koerant. My koerant reflekteer altyd die nuus, hoe goed of hoe sleg ook al. Meester Winterbach, ek het so 'n bietjie nagedink oor die ding wat jy gesê het nou die dag. Jy weet, in verband met die feite tussen ons. Ek stem saam met jy. Dit is baie verstandig ons die ding begrawe. Want ek dink nie 'n feite tussen jou en my kan vir jou of vir my of hierdie dorp enige waarde hoegenaamd hê nie. Jy verbaas my altyd, Breed. Ja, seker so. Luister, Winterbach. Ek het my regsmense geraadpleeg. Hulle reken jy het nie 'n kans teen daai lasterhuis nie. En hy gaan nogal groot wees, hoor. R100,000. Ek het nie daai geld nodig nie. Jy weet dit. En jy kan dit nie bekostig nie. So kom ons praat nou soos groot mense oor hierdie saak. Jy het nog tyd. En ek wil graag 'n voorstel hierop maak. Jy weet, Breed, as ek en jy al lankal soos groot mense oor die saak gepraat het, dan sou ons mekaar baie beslommernis gespaar het. Kyk, Premier Printing gaan nou eenmal daai koerant hier uitgee, né? Ek weet nie of jy lus is vir 'n persstryd nie, maar ek kan sorg dat hulle nie oppositie is vir jou. In ruil vir wat? Jy slim, Winterbach. Dis waarvan ek hou. Kyk, daai ouens het nou eenmal geld ingesteek in die drukpers, né? Natuurlik, hulle wil geld maak. Hulle wil jou koerant koop. En we teen jou prys natuurlijk. Kyk man, ek kan selfs reël dat jy redakteur bly met jou hele personeel. Goeie salaris en alles. Hulle gaan geld nie die koerant as ek hoor. Baie geld. Hierdie kan die grootste koerant in die hele geweste word vandag. Julle kan selfs op naburige dorpe gaan versprei. Hoor eens op Winterbach, dis nie soos jy dink nie. Weet jy, ek gaan self sorg dat jy 'n aandeel-persentasie behou. Ja, 'n minderheidsaandeel. Ja, natuurlijk, ek meen, hulle wil beheer, hè. Jy weet, Breed, daar's een ding in die lewe wat my nie aanstaan nie. En dis as iemand soos jy my intelligensie onderskei. Dink jy ek het nie al lankal gaan navorsing doen om te kyk wie die aandele het van Premium Print? Jy 20%, dis in effek die beheerende aandeel. So wat jy vir my sê is, kom werk vir my. Dan skryf ek jou redaksionele beleid vir jou voor. Dis nie wat ek voorgestel het. Wie jy nou regtig vir my sê, jy dra my belange op die hart. Ek maak jou maar net 'n aanbod. In ruil vir iets. My hart gaan oop vir jou, Breed. Jy kan net wen. En ek kan net verloor, né? Kyk man, ek bied jou bloot 'n makliker uitweg aan. Winterbach, ek waarborg jou, ek kan vir jou 'n ryk man maak. Jy weet ek het baie ons op hierdie dorp ryk gemaak, né?
Hoorie, gaan soek vir jou kar uit. Enige kar. Ons gee jou 30.000 rand 'n jaar. 3 maal soveel as wie jy nou verdien, hè? Ek weet. Ek het ook my huiswerk gedoen. Breed. Vir 'n ouderling in die kerk praat jy baie soos die Satan. Al hierdie rykdom gee ek jou as jy net neerval en my Breed aanbid. Ag nee, man. Dink goed daaroor. Dink na Winterbag voor jy besluit. Want jy weet wat die alternatief is, né? As ons daai lastereis dalk sou verloor, wat baie onwaarskynlik is. Weet jy wat jou regskoste gaan beloop? Weet jy wat 'n tweede, groter, beter koerant gaan doen aan jou besigheid hier op Hofmansdal? Hoorie my, jy sal 'n jaar lank uitdoen, dan as jy bankrot. Dit is jou alternatief. Eendag gaan ek ook 'n kind hê. En dan wil ek my kind in die oë kyk, soos my pa my in die oë gekyk het. Sonder skaamte, sonder verskonings, met integriteit. Maar ek dink nie jy verstaan waarvan ek praat nie. Hoe is jy? Jong Dries, daar is die Harry en vir jou. Wat het jou bestiel om 'n Breed so te vat? Hy is 'n nuusman, Gerrit. Ek kan nie help as hy dinge doen wat hom in die nuus laat beland. Seker die besluit gehoor wat die raad en kamer geneem het. Ja, Breed het myself meegedeel. Ek het vir jou 'n formele brief geskryf. Dis in die pos, maar ek wil jou liewer self gesê. Nee, jy moet dink ek is kwaad vir jou nie, maar jy weet as die raad besluit het. Man, hoe kry Breed hierdie mosie van vertroue? Ja, maar Dries, die kan ek nie vir jou sê nie. Dis jy wat wil besluit. Ek dink nie of ek gaan stel om hier met jou te staan en praat nie. Ag, jy weet Gerrit, ek sal tog die inligting in die hande kry. Jong, jy kan my en my amptenare in Harry se moeilikheid laat beland. Breed sal nie aarzel om 'n man af te dank as hy raadbesluit het verontagsaam nie. Man, dis jou baby, Gerrit. Hierdie raadsbesluit is julle skade. Ek weet ek het vir hulle gesê, maar hulle wou nie hoor nie. Die tyd vir koppie tee. Nie as ek jou in die moeilikheid gaan laat beland nie. Kom man, dit is mos nog nie 'n slaaf. Sê die hofsaak begin donderdag. Ja. En wat sê jou regsmense? Jy weet hoe praat prokureurs en advokate. Sê is die beste saak wat hulle nog ooit gehad het. Ek gaan wen, met koste. Wel, ek hoop vir jou daar weer. As niks wat my groter plesier sal gee as om 'n Breed te sien verloor. Hier wat doen hy gister? Probeer een van my verkeersmanne dreig oor hy 'n parkeerkaartjie gekry. Dis dit seker nie vir jou gesê. Aansoek Breed teen die Gazette. Ek verskyn namens die applikant hier. Dankie meneer Kreiner. Ek verskyn namens die verweerder hier. Dankie meneer. Die edele die saak voor die hof is een van laster. Dit spruit uit die plasing van 'n aantal berigte in die uitgawe van die Gazette op 13 April vanjaar. En hier sal my veroorloof om kortliks die agtergrond te skets wat aanleiding gegee het tot die beriggewing in die Gazette. Ek maak beswaar hiertoe. Wat in hierdie hof ter sake is die kwessie van laster al dan nie. Met ander woorde die berigte in die Gazette en nie enige geskiedenis van 'n feit nie. Volgens my 'n lastersaak is die opset om te belaster 'n kardinale faktor by die oorweging of laster gepleeg is al dan nie. Jy kry nou dis die reg om die agtergrond van die beriggewing te skilder indien dit daarop gemik is om opset te bewys. Gaan voort met Kreiner. Dankie heerlik. Die heerlik, hoewel my kliënt en die redakteur van die Gazette, die verweerder hele aantal jaar hulle verskille gehad het oor die aard van die saak, van hulle verantwoordelikhede, dis nou op Hofmansdal. En hier mag ek net noem dat meneer Breed 'n baie gesiene persoon is in die samelewing, dat hy ook op baie bestuur en komitees dien. Was daar nooit werklik 'n gevoel van vyandskap tussen die twee nie. En toe in Januarie daar 'n meisie op Hofmansdal opgedag, ene McDonald, en sy is die onegte kind van Breed se skoonsister. En haar soek tog na haar eie moeder het sy toe by die Gazette uitgekom en nou moet ek dit ter inligting hier in die hof sê dat die Gazette 'n koerant is wat spesialiseer daarin om sensasie te plaas om sy sirkulasie te vergroot. Ek maak beswaar hiertoe. My geleerde vriend maak van sy subjektiewe stelling 'n feit. Daar's geen bewyse vir die bewering. Die eerder as my geleerde vriend my net die kans wil gee, dan sal ek die beweringe wat ek gemaak het staan. Gaan voort met Kreiner. Ek verwys jy na aanhangsel E van die pleitstukke, dis op bladsy 104 hierlik.
sien. Dis die uitspraak van die persraad oor sensasionele berigte wat die Gazette gepubliseer het in verband met honderdpelse vir damesjasse. Ek is besonder goed op hoogte met die betrokke berigte, meneer Kruinhout. My vrou het my slaaplose nagte gegee om haar geneel vir so 'n jas. Gaan voort. Wel eerlik, is jammer om te sê, maar die vrou sou nooit so 'n jas besit nie, want hulle bestaan nie, want dit is eintlik fiksie. Dit was maar net bedoel om die sirkulasie van die koerant op te stoot en dit het inderdaad ook so gebeur. Aanhangsel P op bladsy 118. Jy sal sien dat die Gazette sirkulasie in die betrokke tyd met byna 2000 eksemplare gestyg het en dat toe die honderstorie versprei is, die sirkulasie teruggesak het na die oorspronklike gemiddeld van 10.000. Nou, ek noem dit net die eerlik om te staat dat die Gazette 'n koerant is wat afhanklik is van sensasie om sy verkope te waarborg. Om nou terug te keer na aanhangsel E, dit is die uitspraak van die persraad, die Gazette is skuldig bevind en het haal aan. Omdat hy opsetlik en voorbedag berigte geplaas het, wel wetende dat het onwaar, onjuis en totaal ongegrond is. Die Gazette is dan ook verboed met R300. Jy het die punt gemaak, meneer Kruinhout. Dankie, heerlijk. Om nou terug te keer tot die meisie MacDonald. Sy het haar tot die Gazette gewend in haar soektog na haar eie moeder en die Gazette het goed gevind om uit hierdie geleentheid munt te slaan en so 'n bietjie sensasie van die meisie se verknorsing te skep. Die koerant het haar en haar verslaggewer plaas toe gestuur, maar die hoop dat hulle die sogenaamde scoop sou kry. Ek maak beswaar, Heerle. My geleerde vriend maak asof die insameling van inligting krimineel is wanneer die Gazette dit doen, terwyl dit maar 'n normale funksie van 'n koerant is. Die hofmeester sal bly wees u nie die hofverrigtinge onnodig sal vertraag nie. As ek u toelaat om meneer Kruinhout telkens in rede te val as hy met hom oor interpretasie verskil, dan sal hierdie hof nooit verdaag nie. Gaan voort, meneer Kruinhout. Dankie, heer. Ja, Kruinhout laat ons regtig lyk soos 'n spul sensasiesoekers. Hierdie storie van Plets, van die Leen en Tom wat saam op 'n partytjie was. Dis nou regtig ou koei die sloot uitgegraaf. Ja, Kruinhout is 'n goeie advokaat. Hy sê elke flenter storieetjie wat hy in die hande kan kry, gebruik om ons mee te slaan. Ja, maar wat my bekommer is dit. As jy ons saak stel, is ons klaar op die verdediging. Het gaan klink soos 'n klomp verskonings. Jou regter lyk maar bra onsympatiek teenoor ons, hè? Boysen, jy ken hom maar so. Dis tyd kom vir my. Ons kom nou by die uitgawe van die 28ste Februarie, Eerle, en dit is aanhangsel F, bladsy 105. Goed. In hierdie storie word onsympatiek vertel dat my kliënt uit weerwraak vir die feit dat die Gazette, soos dit gestel word, nuuswaardige gebeure oor die breeds gepubliseerde die drukkery oorreed het om die Gazette nie langer te druk nie. Daar word ook vertel van Breed, soos dit gestel word, se onbillike, kleinlike en irriterende nuwe reëls ten opsigte van die ligreëling en die kragverbruik in die kantore. Soos jy sien hier, Eerle, het die vete tussen die koerant en Breed reeds op 'n baie vroeë stadium begin en ver gevorder. Maar die eiser ontken nie dat hy sekere voorregte in die gebou ontsê het nie, want dit is tog immer sy reg. En dan is in dieselfde uitgawe groot bohaai gemaak oor 'n voorstel wat aan die kerkraad voorgelê is, dat Winterbag onder sensuur geplaas word, weer eens met 'n voorbladfoto, nie van Winterbag, soos wat mense sou verwag nie, maar wel van my kliënt by die storie geplaas. Tot sover, Heerle, het ek die beriggewing van die koerant behandel om aan die hof 'n idee te gee van die soort gevoel wat tussen Winterbag en my kliënt bestaan het. Ek het aan die hof probeer verduidelik hoe dat Winterbag telkens, wanneer hy en my kliënt haaks was, sy koerant gebruik het om terug te slaan om my kliënt bespotlik en belaglik te maak. Ek wil dit beklemtoon, Heerle, dat hy sy koerant gebruik het as 'n wapen. Want wanneer ek by die beriggewing kom, waaroor hierdie geding handel, is dit belangrik dat die hof in ag neem dat Winterbag nooit geskroom het om sy koerant teen my kliënt in te span. Dankie, meneer Kruinhout. Ek dink miskien nou 'n goeie tyd om te verdaag tot môre. Wat my bekommer is ons gebrekkige getuies. Die probleem lê nie in enkele berig nie, dis al die berigte gesamentlik wat ons lasterlik gesien kan. Ek kan dit nie verstaan nie. As jy nie laster in 'n enkele berig kan bewys nie, dan is daar mos geen laster. Ja, maar die insinuasie, die implikasie dat Breed betrokke was by bedrog en oortredings van die ordonnansie is daar. Ja, maar ons sê nêrens dat Breed 'n kriminele ding gedoen het nie. Ja, maar jy impliseer dit, dis net so erg. Ek en jou beloof kry nou gemôre daarop. Maar ek tog is vir hulle om te bewys jy het laster gepleeg. Hulle sal getuies moet bring. Hulle gaan probeer bewys ons is wraksugtig en dat ons net soos met die hondestorie ons kind uitgestuur het aan die feite van die saak.
Jy kan nie die hondestorie vergelyk met die stories oor Breed nie. Jy kan ongelukkig. Tensy ons kan bewys die storie is gegrond op feite en ons kan. Ons het nie 'n flintertjie getuienis nie, ons het nie 'n enkele getuie in die bank nie. Dis ons hele dilemma. Wat probeer jy vir my sê, Lucy? Dat ek moet skik? Wat Leo dink hulle sal wil skik? Breed het 'n paar dae gelede na my toe gekom met 'n voorstel. Maar dit het byna neergekom op afpersing. So wat sê jy? Breed, as jy nie 'n vriend van my was nie, het ek gesê beklei man, jy gaan weg. Ek gaan in elk geval my geld in die saak hê. Maar hierdie keer het ek regtig my bedien. Dan gaan kry ek ons iets. So, jy dink Dries gaan verloor? Ja, dis nie dat ek nou agterna wil verwyd of slim wees nie. Maar daai nag toe hy my vir 'n opinie gevra het, toe het ek hom al gesê dis laster en hy wou nie luister. Nee, dit sal nie help om te verwyd nie. Dis mos wat ek sê, skik so lank jy kan voor die ding jou hele klomp geld kos. Dries gaan nooit vir Breed werk nie. Want hy's net hardkoppig. Hy soos al hierdie wonderlike joernaliste weet altyd beter. Nou, hoekom vat jy dan al sy geld as hy so hardkoppig is? Hoekom onttrek jy hom jou die saak? Jy weet nie of jy praat nie. O, ek weet nie waarvan ek praat nie. Dis nou pragtig. Jy ken hom hoeveel jaar? 5, 6. Jy weet nou nog hoe hy voel oor sy koerant. Hy sal die Gazette toemaak voor hy dit verbreed gee. Dis sy hele familie daar, hy is sy eer as 'n man. Eer? Ag twak man, as dit dan so sy eer is, hoekom is hy so roekeloos daarmee? Sy pa sou nooit aangevang het wat hy nou gedoen het nie. Nie my kom met daai storie nie. En nou klink of jy beklei. Ja, jy het reg gehoor. Ek het 'n pes aan mense wat beklei is hulle wens hulle verloor. As ek jy is, dan steek ek hierdie prokureur in die pad en ek kry my een wat lus is om te doen. Wat is verkeerd met daar? Seker maar 'n bietjie passie geweest. Snap jy? Mevrou Du Plessis. Juffrou, as u van die pers is, die antwoord is nog steeds nee. Kan nie 'n storie kom sit nie, mevrou. Ek moet met jou praat. Kan ek inkom? Dankie. Mevrou, jou man se naam gaan môre in die hofsaak ter sprake kom. In die eerste plek oor dat hy voorgegee het as my pa. En tweedens oor die transkripsie. Waarom moet julle nou sy naam insleep? Dis nie ons nie, mevrou. Dis Breed se advokaat wat dit gaan doen. Vrou, weet jy wat het Breed se vrou eendag vir Winterbag gesê? Sy het gesê Breed het jou man vermoor. Met een enkele telefoonoproep. Die polisie het vir jou daai transkripsie gewys. Jou man het gesê Breed het hom afgepers. Jy het nie die bandopname gehoor nie, ek het. Stukkies daarvan. Jou man het die waarheid gepraat. Daar was 'n ander vrou in sy lewe. Ek sal dit nooit glo nie. Ek sal dit nooit glo solank as ek lewe nie. Waar's daardie kaset nou? Hoekom is dit nou skielik weg? Ek sê, omdat alles gefabriseer is. Daar was nooit so 'n opname nie. My man het nooit sulke goed gesien. So as jy dit regtig glo, hoekom is jou man vandag dood? Hoekom kom Breed eenvoudig 'n telefoon optel en jou man gaan vergas homself? My man het nie selfmoord gepleeg nie. Ons het ook so gedink. Winterbag het so ver gegaan om vir dokter Kritzinger byna in soveel woorde daarvan te beskuldig dat hy besig is om vir Breed te beskerm. En Kritzinger het 'n patoloog gekry om 'n tweede mening te gee. Vrou, jou man het selfmoord gepleeg. Jy weet hoe goed die polisie daai saak ondersoek het. Daar's geen twyfel daaromtrent nie, en diep in jou hart weet jy dit. Weet dit nie. Jy het jou man so goed geken soos enige ander mens. Was hy die tipe mens wat 'n meisie so 'n gemeene poet sou bak om voor te gee dat hy haar pa is? Breed het jou man afgepers, mevrou. Daar's geen twyfel daaroor. Wat wil jy? Die Gazette se hofsaak gaan nie maar net oor laster nie. Dit gaan oor veel erger dinge as dit. Dit gaan oor wat Breed aan mense soos jou man, aan jou en aan my gedoen het. Dit gaan oor 'n psigopaat wat los rondloop wat eintlik agter tralies hoort. Wat wil jy? Die Gazette gaan sy saak teen Breed verloor, mevrou. Ons het geen greintjie getuienis nie, niks nie. Net jou man se woord. En hy is dood. Hy het my niks gesê nie. Ek weet niks.
Wel, daar was iets. Christine? Wat maak jy? Niks met jou. Soek alweer sensasie, né? Wat gaan jou niks help nie. Nie die keer nie. Ek soek nie 'n storie nie vir jou inligting. Ek soek getuienis waarmee Winterbag jou kan kruisig nie, Breed. Ja, is dit. En dan soek jy dit hier, né? Ek dink jy beter loop. Vrou? Dis jou huis hier. Jy moet sê wie moet loop en wie moet bly. Juffrou, dit is ongelukkig vir my baie ongeleë. Miskien 'n ander keer. 'n Ander keer. Die saak gaan môre voort, mevrou. Daar's nie tyd nie. Ek is jammer ek kan nie vandag praat nie. Daar's iets wat jy vir my wou sê, mevrou. Voor ek Breed hier aangekom het. Maar jy kan ons hoor, mevrou Du Plessis wil nie met jou praat nie, man. Want kyk hierso, ek was eers hier en ek loop nie. Loop jy as jy so groot loop het? Weet jy wat is jou probleem, juffie? Jy is verwant en arrogant. En as jy nie besluit om self te loop nie, gaan mevrou Du Plessis al waarskynlik vir jou vra om te loop. Jy is hier besig om in te meng met 'n getuie van my en ek duld dit nie. Ek kan baie maklik reël dat jy van die perseel verwyder word. Kaarte sien. Asseblief, ek is haastig. Lyk my jy's nog steeds met jou redakteurtjie weer mekaar. Hoewel meisie, ek het nuus vir jou. Want een van die dae is daai redakteurtjie van jou bankrot. Weet jy hoekom? Ek weet. Wat bedoel jy weet? Jy sien meisie, ek het die bandopname in die dorpsdam gegooi. En nie jy of enige iemand anders sal dit in 100 jaar gaan uithaal. En dan noem jy dit ook nou as 'n getuienis in die hof. Gaan my advokaat net aanvoer dat daardie getuienis wat julle aanvoer nog een van julle slim sette is om ons bereeds te beswadder. Onbewese. Hoe hou jy daarvan? Meisie. Ek het reeds die agtergrond van die feite tussen my kliënt en die redakteur van die Gazette geskets. Ek het die hof daarop patent gemaak dat daar wel so feite is, met die oog daarop om opset te bewys wanneer ons by die spesifieke berig in die uitgawe van die 13de April kom. Nou, soos u self gesê het, die opset of die bedoeling om te laster of te belaster is een van die kardinale aspekte van enige lastersaak en ek dink daar kan nou geen twyfel meer bestaan dat daar wel so 'n bedoeling kon wees nie. Ek wil nou graag verwys na die uitgawe van 13 April. Op watter bladsy is dit, meneer Krenner? Dis aanhangsel A, bladsy 100 eerlik. Dankie. Ek verwys hier na die voorbladberig. Breed in vreemde transaksie. Nou eerlik, net die opskrif alleen impliseer dat Breed onreëlmatig opgetree het. Vreemde transaksie. Dan moet daar in die berig vertel dat my kliënt die gebou waarin die Gazette gehuisves is, teen die sin van ene Jacques Du Plessis gekoop het. Nou ja, hier moet ek sê, het die eiser 'n probleem. Want net so min as wat die Gazette kan bewys dat die transaksie wel teen Du Plessis se sin beklink is, net so min kan die eiser die teendeel bewys want Du Plessis is dood. Die getuienis berus op 'n transkripsie van 'n beweerde bandopname, aanhangsel M. Hier, dis bladsy 107.
Dankie, ek het dit. Die transkripsie van die sogenaamde bandopname en ek kan dit skaars glo dat my geleerde kollega so verdagte en mag ek sê bekookte getuies by hierdie hof kon indien, as 'n mens dit hoegenaamd getuienis kan noem. In die lig daarvan dat die verweerder nie die kasetopname aan die hof beskikbaar stel nie, gaan ek die inhoud daarvan net gewoon ignoreer, as synde versinsel en bekookte getuienis. Om dan terug te keer na die berig, geëerde. Die kaset handel met hoofsaaklik twee sake, naamlik die aankoop van die kasetgebou deur Breed en die opsie wat die genoemde Jacques du Plessis geneem het op 'n stukkie landbougrond aangrensend aan Hofmansdal. Daar is in hierdie tweede deel van die berig waar daar gesinspeel word op 'n onreëlmatigheid die edele, die Gazette verklaar sonder om Breed se naam te noem, dat die bestuurskomitee 'n week na die opsie geneem is, besluit het om dorpsontwikkeling juis op hierdie stukkie landbougrond aan te pak. Maar die edele my kliënt is voorsitter van die bestuurskomitee. Wat is die insinuasie dus? Die insinuasie is dat my kliënt Breed geweet het van die dorpsontwikkeling wat daar gaan kom, dat hy die inligting aan Jacques du Plessis oorgedraai het in ruil daarvoor dat du Plessis die kasetgebou aan hom moet verkoop. Nou, dit is die logiese afleiding wat enige normale gemiddelde mens sal maak uit hierdie berig onder die opskrif, en ek beklemtoon dit, Breed in vreemde transaksie. Want die edele, as die vreemde transaksie dan nie verwys na 'n onreëlmatigheid nie, waarna verwys dit dan? Is daar iets verkeerd met 'n vreemde transaksie, meneer Kreiner? Ja, hier ek verwys na artikel 45 van die Transvaalse Ordonnansie op plaaslike bestuur, waarin dit spesifiek 'n misdaad gemaak word vir 'n raadslid om enige geldelike of ander voordeel te trek uit hoofde van sy posisie. Met ander woorde, die Gazette beskuldig my kliënt van 'n kriminele oortreding. Die Gazette sê by implikasie dat my kliënt 'n skelm is, sonder dat hy selfs poog om enige, en ek herhaal enige, bewyse vir sy stellings aan te voer, anders as die bekookte en fiktiewe transkripsie van 'n bandopname. Wanneer roep hulle mens dan? Nou kom ons by die volgende berig hier. Breed wil Gazette toemaak. Hierdie berig handel oor, onder meer, kortliks oor die aankoop van die gebou, sekere reëlings van Breed oor kragverbruik, parkering en dies meer, en kom dan by die opskorting van die Gazette se drukkontrak. Nou, die berig impliseer dat Swanepoel, dit is die drukker, die besluit geneem het nadat Breed sekere voorstelle aan hom gedoen het. Onder meer, dit is natuurlik weer by implikasie, dat Breed sy posisie in die stadsraad sou gebruik om vir Swanepoel die kontrak te kry vir die munisipaliteit se drukwerk. Die edele, hoewel dit nie vir die eiser nodig is om sy onskuld te bewys met sulke verregaande en onbewese berigte nie, wil ons nogtans die genoemde Swanepoel as getuie roep. Meneer Swanepoel. Meneer Swanepoel, hier die berig gelees. Kan jy aan die hof sê of dit die waarheid is of nie? Nee, eerlik, dit is nie die waarheid nie. Dit is nie die waarheid. Nou meneer Swanepoel, as dit nie die waarheid is nie, waarom het u dan die drukkontrak met die Gazette opgesê? Ek was bang. Was bang? Ja. Waarvoor was jy bang? Die edele meneer Winterbach skryf allerhande dinge in sy koerant en daar's baie van die dinge wat ek nie saamstem nie. Ek wou nie hê die mense moes dink my drukkery is kop en een mis met hom nie. Ek was bang van my klante neem hulle werk mee weg. Waarmee het u nie saamgestem? Die edele meneer Winterbach sê maklik dinge van mense. En hy maak gedurig deur 'n sensasie van tuingoedjies op die dorp. Soos die hondestorie. Ja, soos die hondestorie en maar hy maak ook moeilikheid met meneer Breed en in die stadsraad. En ek weet vir 'n feit dat die rugbyklub wil hulle nie die Gazette nie meer by hulle wedstryde en sulke dinge. Ek wou nie moeilikheid hê nie. Meneer Swanepoel, het meneer Breed ooit met u 'n woord gepraat oor die Gazette se drukkontrak? Nee. Het meneer Breed ooit, selfs by implikasie, beloof dat hy die munisipaliteit se drukwerk vir u sal kry indien u die drukwerk van die Gazette oorneem? Nee. En het meneer Breed ooit gedreig
dat hy groot kontrakte, groot ondernemings sal beïnvloed om elders hulle drukwerk te laat doen, as hy sou voortgaan om die Gazette te druk? Nee. Dankie. Ja, Hofmeyr. Dankie, juffrou. Meneer Swanepoel, dit is die normale gebruik in 'n lastersaak soos hierdie, dat nie net die koerant nie, maar ook die drukker gedagvaar word, indien hy lasterlike dinge sou versprei het of gedruk het. Kan u miskien aan die hof verduidelik hoekom meneer Breed u nie ook gedagvaar het? Eerlik maak beswaar, my geleerde vriend is alweer besig om insinuasies te maak teen my kliënt. Dis nog 'n interessante vraag, meneer Kruinhout. Ek sou graag die antwoord behoor. Eerlik met respek, die verweerder kan nie van die getuie verwag om 'n verduideliking te gee van ander mense se beweegredes nie. Ek dink meneer Hofmeyr wil graag die getuies op hierdie hoor. Antwoord die vraag, meneer Swanepoel. Wel, ek weet nie. Meneer Swanepoel, is dit moontlik dat meneer Breed met u ooreengekom het dat hy nie sal dagvaar nie indien u vir hom getuig? Nee. Die eerlik maak beswaar teen hierdie soort insinuerende vraag wat slegs daarop gemik is om my kliënt verder verdag te maak. Skrap die laaste vraag van die rekords. Ja, Hofmeyr, jy moet asseblief die getuie ondervra en nie stellings maak nie. Gaan voort. Soos dit hier baie eerlik. Meneer Swanepoel, op die 5de April vanjaar het u aan meneer Winterbag gesê dat u nie verder die Gazette gaan druk nie. Ja, ek het so gesê, ja. Het u ook aan meneer Winterbag gesê dat u graag u besigheid wil verskuif na 'n perseel in die Hoofstraat? Miskien ja, ek dink ek het so iets gesê. Die perseel in die Hoofstraat, is dit 'n besigheidserf? Dit was nie. Oh, dit was nie. Maar dit is nou. Ja. Hoe dan so, meneer? Is dit gehersoneer? Ja. Wanneer, meneer Swanepoel? Ek weet nie, ek kan regtig nie onthou nie. Jy kan nie onthou nie? Nou, dis vreemd. Hier het ek die datum, die 28ste Mei. Dis 'n week gelede. En u sê u kan nie onthou nie. Ek is jammer, maar ek is verskriklik besig in die laaste week gewees. U kan nie onthou nie, meneer Swanepoel. Ek stel dit aan u dat u lieg as u sê u kan nie onthou nie. Ek is jammer, ja, dit is so, dit was laasweek. Dit was laasweek, ja. Meneer Swanepoel, deur wie word hierdie hersonering gedoen? Deur die stadsraad. Op aanbeveling van wie? Bestuurskomitee, seker. Eerlik maak beswaar. Meneer Breed is voorsteur van die bestuurskomitee en die implikasie is dat hy in ruil vir getuienis standpunt die erf laat hersoneer. Die edele, ek kon het self nie beter gestel het. Ek bedank my geleerde. Geen verdere vrae nie. Kom maar gaan. Ek sal elke keer beswaar aan die spesiaal om hierdie soort van kruisstraat. Ek sê net vandag maar nie bewys niks. Sê mos vir, bring vir my nog sulke getuies en ek weet nie saak sonder om een van my eie getuies te gebruik. Baie kom hoor. Die regter weet Breed hulle is besig om te lieg. Na Swanepoel se storie weet hulle dit. Ja, maar dis maar net die een berig. Die storie van Jacques en die landbougrond, ons het geen getuienis daarvoor nie. Die regter sal ons miskien nie skuldig vind in die ander berigte nie, maar as ons skuldig is in een sinnetjie, dan is ons skuldig. Jy's 'n pessimist, Dries. Niemand wen 'n geveg voor die laaste skoot gevuur is nie, onthou dit maar. Meneer, hulle gaan mevrou Du Plessis nou op na teepauze. Ek het gehoor hulle advokaat sê so. Ja. Sy bekommer my die meeste. Kom ons gaan. Mevrou Du Plessis, in die sogenaamde transkripsie word daar veral 3 beweringe aan die oorlede man toegedig. Nommer 1 dat hy afgepers word. Nommer 2 dat hy die Gazette se gebou onder dwang aan meneer Breed sou verkoop het. En nommer 3 dat hy die opsie op die stuk landbougrond geneem het nadat hy van meneer Breed verneem het dat daar dorpsontwikkeling gaan plaasvind. Nou mevrou, het die man ooit op enige stadium te kenne gegee dat hy afgepers word? Of het dit vir u gelyk asof hy 'n probleem in die verband het? Ek weet nie. Mevrou, die stelling word gemaak dat u man 'n verhouding met 'n ander vrou sou gehad het en dat hy daarom afgepers is. En nou herhaal ek my eerste vraag. Is u man die soort persoon wat verhouding met 'n ander vrou sou hê?
Is jy absoluut seker dat hy nooit aan u te kenne gegee het dat hy afgepers word? Het die man ooit te kenne gegee dat meneer Breed hom op enige wyse gedwing het om die Gazette se gebou te verkoop? Het die man in die verlede gepraat oor die moontlikheid dat hy die gebou wil verkoop? Ja, bijna een jaar geleden. Bijna een jaar gelede. Hoekom wou hy die gebou verkoop? Hy wou speculeer met die geld. Hy het gesê sy rendemente op die belegging is te laag. Dankie mevrou. Nou kom ons by die landbougrond. Dis 'n nuttelose koppie, so ek neem aan meneer Du Plessis het nie belang gestel in die grond vir landboudoeleindes nie. Nee, ons wou 'n huis op die koppie bou, ons het dit jarelank al bespreek. Het u man ooit met meneer Breed gehoor praat hieroor? Ja. Mevrou, daar word beweer dat meneer Breed u man sou gebel het die aand met sy dood. Nou, u was die hele nag tuis. Het meneer Breed u man ooit gedurende die nag gebel? Nee, niemand het gebel. Dankie, heer. Mevrou Du Plessis, indien u man 'n verhouding met 'n ander vrou sou hê, sou u daarvan gesê? Seker nie. Jou man dikwels na Johannesburg gegaan vir sake. Ja. Wat 'n soort sake? Sy prokureurs was in Johannesburg en die bouvereniging waar hy die meeste van sy verbande had. Is dit al? Ja. Mevrou, sy prokureurs is Gertenbach en Geyser. Hy was hier die afgelope 3 maande nog nie een keer by hulle nie. En wat die bougenootskap betref, in dieselfde 3 maande was hy 2 keer daar. En nie een van die kere was hy langer as 'n uur daar nie. Nou wat sê jy daarvan? Die edele, my geleerde vriend kan toch nie verwag dat haar man al sy sake met haar moet bespreek nie. Sy argument bewys niks. Jy kry nou die getuie kan sekerlik vir haarself getuig. Gaan voort, meneer Hofmeyer. Dankie, heer. So mevrou, dit is wel moontlik dat die man 'n verhouding gehad het met 'n ander vrou, waarvan u nie geweet het. Dan is dit ook seker moontlik dat iemand afgepers is en u sou ook nie daarvan geweet het nie. Ja, mevrou, wat die verkoop van die Gazette se gebou betref, is u bewus daarvan dat u man so onlangs as Februarie met die bougenootskap gaan gesels het omtrent uitbreiding. Hy wou die gebou met 5 verdiepings verhoog. Klink dit vir u soos 'n man wat wou verkoop? Mevrou, u weet blykbaar bitter min van die man se besigheid af. Ek stel dit aan u dat die storie oor die koppie en die huis wat daarop gebou word ook bloot 'n versinsel sou wees. Het is nie versinsel. Geen verdere vrae nie, eerlik. Ek kom maar gaan. Vas, hè? Jy weet, Winterba, gewoonlik herhaal ek nie my hande nie. Maar nou dag, jy het nie regtig geweet of as jy was nie, jy. Saak is nog nie oor nie. Nee. Maar ek weet jou advokaat het klaar vir jou gesê gaan verloor. Ek weet. Dit is my eerste hofsaak hierdie nie. Maar ek weet meer as dit. Of my het klaar vir jou gesê. Jy moet probeer skik. Ja, jy het. Wel? Jy ken my voorwaardes. Sê my een ding, Breed. Hoe kry jy dit reg om mevrou Du Plessis vir jou te laat getuig? Ag, maklik. Getuig sy teen my. Beswaar sy haar eie man se naam. Daar's kinders in die huis. Sy haat my natuurlijk. Kon
Nou ja, as alles verby is, dan koop ek 'n huis teen 'n billike prys natuurlik. En dan kan sy mos pad gee. Herinner dit jou nie dat sy vir jou staan en lieg nie? Nee, herinner my nie. Ja. Ek het nie so gedink. As jy nie my aanbod aanvaar nie, dan gaan ek exec toe maak. As ongelukkig. Nee. Ons sal maar hoor wat die regter sê. Ek moet klaar vir jou sê wat die regter sal sê. Julle is skuldig. Ongelukkig het jou advokaat nie 'n stukkie bewese getuienis gebring by die saak. So my maak dit die regsaak nie Winterbag. Hierdie kant toe of daardie kant toe. Ek weet. Meer praat, Hendrik. Wat vir dok? Plaai jou gewete jou iets nou. Jy is besig met ernstige dinge. Jy is altyd besig met ernstige dinge. Gaat dit jou aan? Sê vir my, as jy nou vir Winterbag klaar uitgeroei het, wat dan? Dan, dok, gaan 'n paar mense in hierdie dorp my so 'n klein bietjie beter ken en dit sluit jou in. Ek sien jy het my dan vandag morele steun kon gee by die hof, hè? As ek dit in my eie oë gesien het, het ek nie geglo nie. Christine wat lieg om jou te beskerm. Ek is bly jy het dit self gesien. En jy het sowaar ook nie vir Jacques Duplessis gebel en hom tot selfmoord gedryf. Jacques Duplessis is 'n swakkeling. Net swakkelinge pleeg selfmoord. Jy weet eintlik, toe ek vandag daar in die hof sit en luister na al die bedrog en leuns, sê ek vir die eerste keer, ons huwelik was lankal op die rots. Lankal. Al wat ek nog vir jou voel is afskeid en minagting. Natuurlijk, ek weet dit lankal. Ek wou dat glo dat jy ooit vir my lief was. Ek was nie. Jy het terug vir jou geld, Madel. Dis Anna wat ek hier gehad het. Sy was te arm. Sy kon nie eerlik veel help nie. Toe vat ek maar die tweede beste. Probeer jy my skok of wat? Nee, hè? Vertel jy maar net die waarheid. Jullie die waarheid sal herken as jy hom sien nie. Jy weet, ek het selfs 'n kind by daai vrou gehad. Kind? Dag jy weet het. Ja, jy weet nie wat destijds aangeneem is, ja. Nie hoef jy nie van nie. Verstaan jy nou nog nie waarom ek probeer om Tom en daardie McDonald meisie van mekaar weg te hou nie? Dis sy half suster, Madel. Hulle is eie bloed. Ek gaan van jou skei, Madel. Ek is moeg vir jou. Jy gaan nie daai skei saam met Toosel aan. En as jy dit doen, dan vat ek die kinders en ek stuur hulle weg. Dan bly jy alleen hier agter by my op die plaas. Ek sal praat, Hendrik. Ek sal in die hof gaan getuig hoe al hierdie leuns oor die bedrog en afpersing oor die Len McDonald oor alles. Maak maar soos jy wil. Ek kan maar net 'n hofsaak verloor. Maar dink 'n bietjie na oor wat jy dalk alles gaan verloor. Ek kom nou by die 4de en laaste deel van my betoog teen die Gazette. Het spijt my dat ek die hof so uitvoerig moes toespreek oor elke berig, maar ongelukkig is dit die onus op die eiser om laster te bewys. Ek verwys hier na aanhangsel C, bladsy 102. Die berig onder die opskrif klagte by welsyn oordrag slaag. Nou eerlik, hierdie berig verwys na die straf wat my kliënt sy pleegseun toegedien het nadat die kind van die huis af weggeloop het.
Die berig is, soos wat jy kan sien, toegelig met 'n swak foto in hoë kontras geneem, waarop dit lyk asof daar weetaardige wonde oor die kind se rug is. Die kind het nie weggeloop nie, hy het 'n pak slaag gekry. Stilte in die hof. Ek sal nie stil bly nie. Dis hoogtyd dat iemand praat oor Hendrik Breed se klomp leuns en bedrog. Verwyder daai persoon uit die hof uit. Ek sal my nie laat stil maak nie, vandat ek in hierdie hof Verwyder haar. word daar elke minuut my weer gebeur. Orde. Ek jammer mevrou, sy sal nie moet kom. Konstabel, die dame het moet inligting wat betrekking kan hê op die saak. Ons sal dit later moet bespreek. Wag, ek wil saak. Eerder is ons betoog dat Breed hier voorgestel word as 'n aanrander, dat hy kindermishandeling gepleeg het en dat hy sy voogtelike pligte onbillik en wreedaardig uitgevoer het. Er is ook ons betoog eerder dat die berigte in die uitgawe van 13 April nie geïsoleerd gelees kan word nie, maar in konteks dat die Gazette 'n bedoeling gehad het om meneer Breed te belaster, wat hy dan ook stelselmatig en sistematies in verskillende berigte onder verskillende opskrifte gedoen het. Mevrou Breed het ingestem om ons te getuig. Ek het vir vandag nog gevra. Kan ons dalk ergens in gesels? Mevrou het hier bewys dat dit wat die hof gesê het lees. Ons sit nie pas. Dink die hofverrigting en jou sien is 'n bietjie klaar, maar kom ons so vas. Meneer Breed. Lei jy asseblief stil meneer. As my vrou nie jou nie. Kom, ek meer praat. Kom dit duiwel hier het gedoen. Ek gaan vir Winterbag getuig. Ek is nou siek en sat om te sit en luister hoe jy die hof belieg. Maar as jy nou so ordentlik en so selfversekerd is, Hendrik, hoekom los jy nie dat ek vir hulle die waarheid oor jou gaan vertel? Ek was bang jy doen dit. Dis hoekom ek betyds voorbereidsels getref het. Wat bedoel jy? Ek het vir Charles en Mossie so 'n bietjie weggestuur tot verdere kennisgewing waar jy hulle nooit sal kry nie. Bedoel jy? Ek bedoel, liewe Madel, as jy jou mond aan daai hof gaan oopmaak, sien jy hulle nooit weer nie. Jy moet een ding onthou, sien jou kinders nie, hoor. Hulle is by my onder pleegsorg geplaas, want is my broer se kinders. Jy het geen seggenskap oor hulle hoegenaamd nie. Madel, jy moet mooi dink voor jy daar opstaan en getuig, hoor. Want doen jy dit, dan verseker jy jou lot en hulle sinne. Dit is skoon. Alles reg? Asseblief, mevrou my advokaat sal graag met jou gesels. Ja, maar ek het nie nou tyd nie. Luister asseblief. Die Winterbag. Ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Ek sien nie kans om te gaan. Mevrou, wat het hy vir jou gesê? Wil ek dit bespreek? Verskoon my asseblief. Weet ek kan dit nie glo nie. Nee. Ek het ook nie geglo daar's mense soos Breed. Dat ek hom ontmoet het. Nou? Dis 'n cool die kerk. Hierdie hof aanvaar dat daar by die verweerder die bedoeling was om die eiser te krenk, om sy persoon te belaster en om hom kwaadwilliglik in 'n swak lig by die publiek te stel. Die hof moet ook in aanmerking neem dat die eiser 'n vooraanstaande persoon is wat 'n openbare ampt beklee. En dat sou die beweringe wat deur die Gazette gemaak is waar wees, die eiser krimineel vervolgbaar sou wees. 'n Faktor wat egter nie buite rekening gelaat kan word nie, is die optrede van die eiser self. Die eiser is nie heeltemal onskuldig aan die fete wat tussen hom en die verweerder ontstaan het. Hy het dikwels arrogant en hy tartend opgetree. Hy het ook nooit gepoog om die lug tussen hom en die verweerder te suiwer nie. En dit beïnvloed hierdie hof se uitspraak. Daarbenewens moet ag geneem word dat die eiser 'n nuusmakende posisie in 'n gemeenskap beklee. Dat wat hy doen maklik voorbladnuus kan wees. Om hierdie rede is die verweerder geregverdig om gebeurtenisse soos die tugtiging van die eiser se kind te weerspieël. Die hof bevind egter dat die verweerder die eiser belaster het en ken 'n bedrag van R30.000 aan die eiser toe. Elke party sal sy eie koste dra. Edele, ons doen aansoek tot appel. Die verlof word geweier. Die hof sal verdag
Wat sê hulle nou in Engels? No hard feelings, né? Ons is tog seker nie klaar met mekaar nie, is ons breed. Ek het jou gewaarsku, Winterbag. Ek verloor nooit. En ek hoop die R30.000 maak jou gelukkig. Hoewel ek nie kan insien dat jou aansien op Hofmansdal R30.000 kan werd wees nie. Jy weet, ek dink ek kan vandag bekostig om so 'n bietjie toegeeflik te wees, so Andries. Daai R30.000 gaan ek nie veel van hê nie. Gaan kwaliek my regskoste dek. Maar jy het 'n probleem. Jy weet, ek kan nie sien hoe gaan jy jou koerant uitgee en dieselfde tyd jou skuld betaal nie. Jy gaan seker 'n bietjie versigtiger wees in die toekoms, né? So ja, man, hoe lyk dit? Ek sien 'n lekker pot kos toe. Meneer Brett, ek het jou verdedig, heel dikwels teen my sin. Jy het jou saak gewen, maar jou eer verloor. Byt nie die gitties saam mense soos jy. Was nie 'n lekker tuiskoms nie, né? Nee, Wat gaan jy nou maak? ek het my bedanking gister vir Tant Gertie gegee. Ek dink ek gaan terug Johannesburg toe. Om wat te maak? Te werk? Miskien gaan ek weer verder swat. Ek weet so min, Dries. Ek bedoel van mense af. En jy? Wat gaan jy maak? Ek weet nie. Ek sal met die bankbestuurder gaan praat. Hy sal my help. Ons bank al 3/4 die dag. En die koerant gaan voort soos altyd. Die waarheid, die volle waarheid. Niks anders as die waarheid. Ek dink Plet se resep is beter. Moenie dat die waarheid interfereer met 'n goeie storie nie. Dis waar my probleme begin het. Miskien. Eendag. Ja! Meneer moet nou gou kom. Daar was 'n helse ongeluk, dat gaan die trein weg. Die polisie is daar in die ambulance. Meneer moet nou gou kom. Is me, meneer is bezig.